Alete, hoekom dink jy so? Waarom 10 miljoen wetenskaplikes en 0 resultate? Wel, ons sien en neem die ontwikkeling van tegnologieë waar. Ja, daar is vordering op sommige gebiede. Ag, maar dieselfde vordering moet ook op ander gebiede gemaak word. Biomedisyne, energie, allerhande vervoertegnologieë, nie net op paaie nie, vlieg, allerhande ruimte, vervoertegnologieë, dit alles moes op presies dieselfde manier vervorder en ontwikkel het. Maar ons sien dit nie. Daar is ook sosiale tegnologieë. Ek het hulle nou net onthou, dit wil sê sosiale organisasies. Ons het ook 'n taamlik eensydige model en dit verander nie veel nie. Maar in werklikheid moet alles verander. Dit wil sê, alles moet vorder en voortgaan volgens die wet van die ophoping van vorige ervaring, analise, skepping van 'n nuwe, meer gevorderde apparaat, tegnologie, metode ensovoorts op die trappe. Die evolusie van tegnologie en wetenskaplike vooruitgang in elektronika is slegs 'n model. So behoort dit oral te wees. Maar dit bestaan nie. En dit behoort te wees. Ons het baie gebiede wat duidelik lei aan 'n gebrek aan vordering. Neem byvoorbeeld genetika. Dit wil sê, ons kan reeds baksteen vir baksteen aan mekaar sit. Wel, nie 'n muur nie, maar 'n paar eenvoudige selle kan reeds aan mekaar gesit word. Maar wat beteken dit? Dat ons een of ander voordeel hieruit moet kry. So, toe hulle elektronika ontdek en begin ontwikkel het ons 'n goeie resultaat gekry. Toe hulle hierdie televisie ontdek het dit alles ook baie vinnig begin ontwikkel. Militêre tegnologieë, byvoorbeeld, met hierdie atoombomme, met hierdie ballistiese missiele. Dit het alles redelik vinnig verander, reg voor ons oë. Maar hoekom is dit nie die geval in medisyne nie? Hoekom het ons nog nie 'n battery nie? Hier is 'n gewone battery, kom ons sê, maar soos 'n A-battery, maar wat, ek weet nie, 'n hele huis vir 'n week van krag kan voorsien. Byvoorbeeld, ek sê dit so reg, dit lyk asof dit nou enige oomblik behoort te gebeur. En die interessantste ding hieroor is dat dit lyk asof al die wetenskaplikes sê dat ons op die punt staan om dit te doen of dat dit enige oomblik sal gebeur, maar dit bestaan nie. Hoekom? Wat keer hulle? Wel ja, ek stem saam. Dit wil sê, aan die een kant het ons die ontwikkeling van elektronika, kom ons sê, maar of dieselfde kerntegnologieë, ja, maar dit was toe in die verlede. En nou kan medisyne nie eers byvoorbeeld 'n nuwe tand maak of visie genees nie, ja, dit weer normaal maak. Ja. Maar daardie metodes van visiebehandeling is nie regtig 'n behandeling nie. Dit is nie 'n herstel van 'n vorige gesonde toestand nie. En so met enige gebied van gesondheid, ja, dit is baie skaars dat dit daar herstel word. Basies, dit is een of ander soort krikke, operasies, snye, implantings, iets van die aard, ja, maar nie 'n volledige herstel na 'n gesonde toestand nie. Ja, dit wil sê, ons het so 'n vreemde situasie dat een deel van ons lewe in die 21ste of amper in die 22ste eeu is, en die ander aspekte van die lewe steeds dieselfde is as wat hulle in die 18de, 19de eeu en selfs vroeër was. Wel, dit is duidelik bevooroordeeld. Dit is nie normaal nie. Die mens is so dun in die heelal dat hy ontwikkel. As alles normaal is, as alles reg verloop, ontwikkel hy eweredig in alle rigtings. Ja, dit kan wees, kom ons sê, daar is dalk 'n klein skeeftrekking in een of ander tydperk, byvoorbeeld 5 jaar in die een rigting, dan 5 jaar in 'n ander rigting. Maar oor die algemeen, oor die bestek van 'n eeu, behoort daar nie sulke skeeftrekkings te wees nie. Iets klop duidelik nie hier nie, en daar is waarskynlik redes daarvoor. Ja, ek het met groot verbasing een keer uitgevind. Ek het as kind baie wetenskapsfiksie gelees en lees dit nou nog steeds dat die klassieke wetenskapsfiksie wat ons nou lees eintlik in die 50e en 60er jare van die 20ste eeu geskryf is. Dit wil sê, na al veel het verbygegaan en wetenskapfiksieskrywers vlieg reeds na Mars, na ander sterrestelsels en ergens anders. Ja, maar ons kan nie eers verder as die aarde kom nie. Daar is verskeie redes en elkeen moet in 'n bietjie meer besonderhede bespreek word. Die eerste rede, die waarskynlik belangrikste een, is dat die taak van moderne wetenskap, homself posisioneer as die huis van vrye soektog, die huis van vrye denke. Maar in werklikheid is dit nie die geval nie. As ons 'n bietjie kyk na die onlangse geskiedenis, min of meer gedokumenteerd, die geskiedenis van die skepping van die wetenskaplike projek in die algemeen, want wetenskap is in wese wat ons vandag het, dit is 'n Duitse projek. Dit is 'n suiwer Duitse uitvindsel. Dit is juist die soeke na waarheid, redenasie, herhaling van ervaring, dit is alles, kom ons sê maar, die Duitse skool. Dit geld nie net vir Duitsland nie, dit is so te sê, algemene benadering, so te sê. Hierdie skool het uit die kerk ontstaan. Dit wil sê, in wese was die wetenskapprojek 'n antagonis, is geskep as 'n antagonis van die kerkprojek.
'n kerkprojek, 'n kerk, enige godsdiens het altyd iemand voorop. Dit wil sê die persoonlikheid van God, wat alles geskep het. Dit wil sê, iemand skep iets en iemand. Wetenskap het egter 'n presies weerspieelde projek gevolg. Dit wil sê, iets daar, die oerknal, het iets geskep en toe iemand daar 'n persoon op aarde. Wel, nie net mense nie, maar alles, elke lewende ding. Hoe God alle lewende dinge geskep het, en hier is alle lewende dinge geskep deur die oerknal, waar een of ander klein dingetjie ontplof het, dit is onduidelik waar dit vandaan kom. Ja. En toe dit hieruit het iemand verskyn. Met ander woorde, let op, dit is die paradigma van die wetenskap, want as jy na enige onderhoud met enige wetenskaplikes luister, dan loop hierdie idee soos 'n rooi draad daardeur. As ons iets ongewoons kry, maak nie saak waar nie, op die maan, of in een of ander woestyn, bewegende klippe of iets dergeliks. Of as daar vreemde prosesse is, soek hulle altyd na wat dit kon veroorsaak het. Dit wil sê, watter proses het dit gedoen? Hulle sluit altyd iemand se moontlikheid uit. Daarom is allerhande vreemdelinge vir die wetenskaplike wêreld, kom ons sê, reeds 'n grap op sigself, want hul konsep verwerp dit. Dit is vir my nogal snaaks wanneer moderne wetenskaplikes probeer om vreemdelinge te vind. Hulle het nie die regte godsdiens of kerk nie, hulle soek iets, maar hulle sal net mooi prosesse vind. Maar kom ons sê, as jy by die huis uitstap en sien die blomperk wat altyd op sy plek was, daar op die hoek naby die ingang, het skielik 'n meter verskuif, reg. Dan gaan die wetenskaplike die proses soek wat dit verskuif het. Hy gaan nie 'n mens of 'n vreemdeling soek wat dit geskuif het nie, hy gaan die proses probeer vind. En dit is 'n doodloopstraat benadering. Ja, daar kon dalk 'n proses gewees het, reën, ys, maar dit kon ook iemand gewees het. En so het ons twee verskillende antagonistiese projekte, wat elkeen sy eie rigting intrek. Party mense soek oral die wil van God, ander soek die proses. Maar ons lewe is integraal. Mens moet albei saam soek. En ek dink een van die groot mislukkings van die moderne wetenskap, die hedendaagse gebrek aan vooruitgang, lê juis hierin. Dan blyk dit dat die wetenskap van meet af aan 'n fout maak, want dit veronderstel nie die bestaan van 'n intelligente skepende krag nie. So sy teken allerhande ewekansige prosesse op, reg. Dit wil sê, dit sny weer te groot, wel, kom ons sê, segment af, reg? Groot area. Ja, absoluut waar. Die tweede interessante punt is die verhouding met die owerhede. Dit is ook baie feitelik, miskien selfs die belangrikste. Die tweede sleutelpunt hier sal wees. Mag van nature beheer, dit impliseer die verberging van kennis, die verberging van inligting. Dit wil sê, hoe minder die uitvoerder van die geheelbeeld weet, hoe beter verrig hy sy funksie. Dit is objektief waar. Nie uit enige kwade bedoelings nie, maar enigiemand wat al ooit betrokke was by entrepreneurskap of een of ander organisasie, weet dit. Want hoe meer 'n persoon weet, hoe meer begin hierdie kennis inmeng, want hy begin dink dat hy slimmer sal word en beter sal doen. Soms mag dit wel die geval wees, maar dikwels is dit nadelig vir die algehele proses. So hier is dit. En die wetenskap word van nature geroep om nuwe kennis te ontdek en te publiseer. En hier het ons so 'n paradoks. Die owerheid wat geld aan die wetenskap betaal, waarvoor betaal hulle dit? Amptelik glo ek om die heelal te ontdek, dit te ontrafel, om al hoe meer te leer. Maar 'n deel van die wetenskap hou hom besig met sosiologie, en sosiologie gaan juis daaroor om die interne meganismes van 'n gemeenskap van mense te bou en om direk vas te stel wie daardie leiding neem, wie ondergeskik is, onder watter omstandighede iemand lei en so aan. Met ander woorde, dit lyk of die owerheid die wetenskap betaal, reg. Maar hulle betaal dit se dat die wetenskap nie met sekere dinge besig moet wees nie. En sosiologie, byvoorbeeld, is een van daardie dinge wat die situasie eerder meer vertroebel en verdoesel as om dit op te klaar. En ongelukkig, dieselfde dinge gebeur ook in versprei na ander velde. Byvoorbeeld, as ons onsterflikheid gee, dan blyk dit dat ons heeltemal moet hervorm. Dit wil sê, ons sal onmiddellike toename in inwoners hê. Stel jou voor almal hou op om te sterf. So. Dit is 'n onmiddellike sosiale ontploffing. Dit beteken dat die samelewing heeltemal verander moet word, en dit is 'n onmiddellike bedreiging van verlies aan beheer. Stel jou net voor jy het 10 mense in die bestuur. Wel, reg so, en môre 10,000. Sjoe, hoe kan hierdie skade georganiseer word? Hoe om haar te voed? Wat is haar naam? Hoe om haar aan te trek? Hoe om dit te plaas? Vraag begin dadelik. Ja. Wel, jy weet, daar is 'n goeie frase in een van ons wetenskapfiksieverhale of romans. Die situasie was sodanig dat dit weer eens, letterlik, ons sogenaamde nabye toekoms is.
En een van die wetenskaplikes sit daar by 'n braai saam met 'n politikus en sê, en as ek môre 'n supergolf engine gee en mense vlieg uit oor die hele sterrestelsel, dan gaan dit snaaks wees. Môre is dit verkiesing, maar daar is niemand om te stem nie. Almal het uitmekaar gevlieg. Dit wys reguit uit waarom die owerheid nie belangstel in die ontwikkeling van sekere rigtings in die wetenskap en tegnologie nie. Dit is reguit. Dit is so voor die hand liggend dat mens dit nie eens hoef te bewys nie, na my mening. So gebeur dit dat die wetenskap weer, wel as het ware in stryd met sy eie beginsels, saam met die owerheid werk en dit is gedwing om aan te pas by die owerheid wat dit finansier. Want die wetenskap kan nie self geld maak nie. Dit is onomwonde so. Word dit altyd gefinansier. Wanneer die wetenskap begin om geld te maak, hou dit op om wetenskap te wees. Kom ons sê, daar is 'n hipotetiese saak, daar is 2 instituute. Die een instituut word deur die oliebedryf gelobby, die ander een deur groen energie. En dan kom die ouens van die oliebedryf na die eerste instituut toe en sê, ons het navorsing nodig wat wys dat so 'n energie nie doeltreffend is nie, en dat daar nog baie olie oor is, en daarom is dit redelik skoon. Dit is selfs skoner as so 'n energie of windturbines, want windturbines gebruik hope materiale wat nie herwin kan word nie. En die wetenskaplike skryf, geen probleem, die wetenskaplike skryf 'n studie. Ja, olie-energie is die beste, uiteindelik is dit die skoonste en alles is wonderlik. Dan, om dit grofweg te stel, skryf daar dieselfde wetenskaplikes of hul kollegas op presies dieselfde beginsels, maar by 'n ander universiteit, 'n amptelike verslag wat sê so 'n energie is die skoonste. Windturbines is die wonderlikste en al daardie dinge. Dit wil sê, dit is die sogenaamde wetenskap om te bestel. Dis wat jy nodig het, dis wat ons vir jou sal skryf. Ja, daar is ook 'n situasie wanneer die een wat finansier, die verloop van navorsing begin beïnvloed, een of ander soort ontwerp. Hy sê, doen dit vir my so nie, soos jy wil nie, maar vir die beswil van die hele mensdom. Maar ek het dit so nodig. Ek betaal jou en jy doen dit so. Ja. Dit is wat jy beskryf het, omtrent 95% van die wetenskap. Se behoort dit te wees. En hier is die resultaat. En dis half.